Goeiemôre almal en welkom by deel 16 van die bergpredikasie van Jesus. En ons lees in Matteus 5 vers 25 en 26 en dit sê: Wees gou goedgesind teenoor jou teeparty, solank as jy nog saam met hom op die pad is, sodat die teeparty jou nie miskien oorgee aan die regter en die regter jou oorgee aan die geregsdienaar en jy in die gevangenis gewerp word nie. Voorwaar ek sê vir jou, jy sal daar sekerlik nie uitkom voordat jy die laaste oortjie betaal het nie. So die laaste paar dae het ons gepraat oor hoe ou mense hanteer en Jesus gee ons hier advies van hoe werk jy met iemand wat 'n teestander is, amper nie noodwendig 'n vyand nie, maar iemand met wie jy nie saamwerk nie. Dit kan in besigheid wees, dit kan in jou vriendekring wees, dit kan in jou familie wees, dit kan enige plek wees waar jy iemand het wat teen jou werk, iemand wat nie as 'n vriend of 'n broer of 'n suster of iemand optree nie. En Jesus sê hier dat ek daai persoon moet goedgesind wees terwyl ek tyd het om goedgesind aan hulle te kan wees. En Jesus is baie prakties hier. Hy sê sodat daai ou my nie oorgee aan die gereg en ek toegesluit word nie. Nou dit klink hier soos 'n kriminele ding, maar dit is nie heeltemal nie, want Jesus sê dan verder dat ek sal nie uitkom totdat ek die laaste oortjie betaal het nie. Nou 'n oortjie in Jesus se tyd was die kleinste muntstuk wat waarde gehad het. So as dit nou vandag gebeur het, dan sou Jesus gesê het jy sal nie uitkom tot jy die laaste sent betaal het nie. So hierdie was 'n situasie waar iemand anders iets geskuld het. En nou sê hy terwyl jy daai ou skuld, hanteer hom goed. Wees mooi met hom. Werk mooi saam met hom sodat hy mooi met jou sal werk. En 'n ou sien dit ongelukkig net te veel dat wanneer verhoudings seer kry, veral wanneer daar geld betrokke is, miskien het jy geld geleen by iemand en jy wou dit terugbetaal het, maar ding het nie uitgewerk nie en jy kon nie, dan kruip ons weg. Ons kry skaam vir ons situasie, ons wil dit nie in die oë kyk nie, so ons gaan dan maar net aan en baie mense val dan in 'n siklus wat hulle net nie kan ontsnap nie. Wat ek gaan na iemand toe om my te help en dinge werk nie vir my mooi uit nie, nou kan ek nie die persoon in die oë kyk nie, so nou hardloop ek weg. En Jesus sê hier, ons moet anders wees. Ons moet mooi wees met mense. Ons moet mense in die oë kyk. Kyk, dit is nie 'n goeie ding om nie jou woord te hou nie, maar wat nog slegter is as jy vir wat ook al die omstandighede is, nie jou woord kan hou nie, dat jy net omdraai en wegloop. As jy miskien geld by iemand geleen het en jy kan hulle nie terugbetaal nie, gaan na hulle toe en praat met hulle en probeer 'n reëling tref. Moenie dat sulke dinge toelaat dat mense negatief word teenoor jou nie. Die lewe loop draai met ons almal en ek dink ons almal is al deur situasies wat ons gewens het anders uitgewerk het, maar weens omstandighede het dit nie. En dis moeilik en dis nie lekker om in daai plek te wees nie, maar moet dit nie nog erger maak nie. So as daar mense is wat teen jou werk in jou lewe, moenie dieselfde wees nie. Moenie teen hulle werk nie. Moenie teen hulle veg nie. Wees goedsgesind teenoor hulle sodat dit nie later terugkom om jou te byt nie. Mag die Here jou seën. Totsiens.